Goeiedag julle op hierdie 16 Februarie van die jaar van ons Here 2026. Ek dink 'n baie belangrike ding van ons as gelowige gemeente van Jesus is dat ons glo met die hart en bely met die mond dat God daar is. Ons glo dat God bestaan en dat God 'n werklikheid is. Dis een van die kernwaarhede van wat ons as gemeente van Jesus glo en dan ook bely. En dan glo ons nie maar net dat God bestaan en daar is nie, nee, ons staan ook deur die geloof met hom in 'n verhouding. Hierdie God wat bestaan is ook ons God. Hierdie God wat daar is ons God. Nou baie belangrike ding hiervan is die vraag: waar glo en bely ons hierdie kernwaarheid? Die kernwaarheid wat jou lewe net so absoluut radikaal raak. Waar glo ons dit? Nou in 'n wêreld waar baie mense sê, there's probably no God. Waar ouens sê, I think God is very improbable and I live my life on the assumption that he is not there. Dit is in hierdie soort wêreld waar ons as disippels van Jesus, gemeente van Jesus, met die hart glo, mond bely, God is daar. Hy's 'n werklikheid en hy raak die lewe geweldig radikaal. Nou is die vraag: hoekom glo en bely ons dat God daar is? Dat God bestaan, dat God 'n lewende werklikheid is? Op grond waarvan doen ons dit? Nou ons kon so 2 weke terug lekker daarby stil staan. Kom ons sê dit weer net vir mekaar. Op grond waarvan glo Jesus se gemeente die werklikheid wel? Net vir een rede, en dit is omdat God homself openbaar. God openbaar homself in sy woord en deur sy woord openbaring kan ons God ken en dan so ken dat ons ook in 'n verhouding met hom staan. Baie belangrik, deur sy woord openbaring. Sonder openbaring ken jy God glad nie. Kan jy God net glad nie ken. Dit is oor God se wese. God is absoluut oneindig. Ons is eindig. Hy is die skepper, ons is skepsel. Jesaja 55 vers 8 en 9 byvoorbeeld sê die Here, my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Ons kan net vanuit ons eie net glad nie by God uitkom nie. Dit is ook wat Paulus sê in Romeine in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 21, daar sê hy dat die wêreld deur wêreldse wysheid God nie ken nie. Nee, God moet die inisiatief neem en homself openbaar. Ons sien dit ook in gedeeltes soos Johannes 1 vers 18 en 1 Timoteus 6 vers 16 waar gepraat word van die onsigbare God, die God wat jy uit jou mense en uit jou inisiatief nie kan ken nie. God moet die inisiatief neem homself aan jou bekend maak. En die manier waarop hy hom bekend maak, sodat jy hom regtig in 'n verhouding kan ken, is deur sy woord openbaring, die skrifte, die Bybel. Dit is so uiters belangrik. En daarom gaan ons hierop baie dieper moet ingaan, die openbaring van God in sy woord, die op skrif gestelde woord. En waar kom die skrif vandaan? Waar kom dit vandaan? Is dit waarheid wat ons lees in die Bybel? En wat is die gesag van die Bybel? Is die Bybel genoeg of kort ons nog iets meer? Nou dit is waarop ons nog regtig sal moet ingaan. Maar voor ons daarop ingaan op die Here se openbaring in sy woord en deur sy woord sodat ons hom kan ken in 'n verhouding, is die volgende baie belangrik. As gemeente van Jesus bely ons in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 dat God hom op 2 middele bekend maak of deur 2 middele kenbaar maak en openbaar. Ons ken hom deur 2 middele, so bely ons. Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Ten tweede maak hy hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend, sodat ons dan
in 'n lewende verhouding met hom kan staan. Nou voordat ons gaan uitkom by God se openbaring in sy woord, moet ons vandag eers begin stil staan by hierdie openbaring van God deur middel van die skepping, deur middel van die onderhouding van die skepping en die regering daarvan. En ons gaan vandag stil staan by die waarheid van die feit dat God hom openbaar deur middel van die skepping. Ons gaan stil staan by die waarheid daarvan. Ons gaan stil staan by die inhoud van hierdie openbaring en deur middel van die skepping. Ons gaan kyk vir wie God hierdie openbaring gee, en dan wil ons uitkom ook by die praktyk. Hoe raak hierdie openbaring van God of God se selfopenbaring deur middel van die skepping en die onderhouding en die regering daarvan, hoe raak dit jou prakties? Hoe raak dit jou prakties? Nou, ons gaan vandag nog nie uitkom by die praktyk nie, ons sal, as die Here wil, volgende week stil staan bietjie by die praktyk. Kom ons gaan vandag net in by die waarheid. God openbaar hom deur middel van sy skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Ons kyk na die inhoud, wat openbaar God hierdeur en vir wie is hierdie openbaring? So kom ons begin by die waarheid daarvan. Nou van die waarheid van God se openbaring in sy skepping, die buitenste ruimte, die majestueuse skepping hier rondom ons. Ook sy openbaring, net as ons na mekaar kyk, is hy besig om te openbaar, want hy openbaar hom in sy skepping. Kom ons kyk eers na die waarheid daarvan. God vertel vir ons dat hy hierdie soort openbaring het in Romeine, hoofstuk 1. Nou daar's ander plekke ook, maar in Romeine 1 vertel Paulus vir ons van hierdie openbaring van God, waarin hy homself openbaar deur middel van die skepping. En ons lees daarvan in hoofstuk 1 vers 20, waar Paulus sê dat God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. So God openbaar hom deur sy skepingswerke en deur die onderhouding van die skepping en die regering van die skepping. En dan is dit 'n openbaring wat nie net hier om ons gebeur nie, soos Romeine 1 vers 20 sê, nee, dit dring deur tot in ons harte, want in Romeine 1 vers 19 sê Paulus dat wat van God geken kan word, is in hulle geopenbaar, in ons harte, want God het dit aan ons geopenbaar, hoe? Deur middel van die skepping, sê hy in versie 20. Maar baie belangrik dis 'n openbaring wat in ons deurdring, ons verstaan dit, ons kan dit ken, dit praat regtig met ons harte, dis nie maar net iets daar ver en buite waarvan jy nooit notisie neem nie, nee, dit dring in jou hart in, en dit praat met jou, en God openbaar deur middel van sy skepping, en daardie openbaring dring in ons harte in. Nou as jy dit vra, hoe werk hierdie openbaring? God maak sy skepping 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is of die woorde is waarmee God homself openbaar. Wanneer ons na die sterrehemel kyk in die nag, dan is dit soos woorde, soos letters waarmee God in ons harte inpraat. Wanneer ons in die natuur is en ons klim berg en ons gaan op 'n voetpad, of as jy net hier in die straat afloop en jy sien hierdie berg hier agter Graaf Reinet, dan is daardie berg soos letters, soos woorde waarmee God binne in jou hart inpraat. As ons in ons gesin daar in die huis is en ons sien, ek sien my vrou sien my, en ons is daar tussen ons kinders, dan is daardie mense, daardie kinders, my vrou, soos letters, soos woorde waarmee God in my hart inpraat. En dan op so 'n manier dat ek kan verstaan, dat ek God kan begin verstaan, kan weet hy's daar. Dis wat Paulus sê in Romeine 1 vers 20 tot 21. God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. God kan geken word. Ons kan weet God is daar. So, dis 'n baie belangrike ding wat ons hier moet raak sien. Ons sien hier die waarheid raak dat God deur middel van sy skepping openbaar. Ons sien hoe dit werk. Daardie skepping is soos
'n boek waarin alle skepsels, groot en klein, letters is, waarmee God in ons harte inpraat. Nou is die vraag, wat is die inhoud van wat God oor homself openbaar deur middel van die skepping en houding en regering van alles? Nou heel eers sê God met hierdie letters, hierdie woorde wat rondom my elke dag gesien kan word en in my hart inpraat. Heel eers sê God vir my, luister, ek bestaan, ek is hier, ek is 'n werklikheid. Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Hy sê vir my, luister Kobus, ek is 'n werklikheid, ek is hier. En God praat dit in my hart en met hierdie skepingswoorde, waarin die skepping soos woorde en letters is. Hy sê vir my volgende, ek is almagtig. Weer eens, Romeine 1 vers 20. Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en gesien word, naamlik sy ewige krag. Hierdie skepping hier rondom my, hierdie berg hier agter Graaf-Reinet, die sterrehemel van die Karoo nag, is woorde waarmee God in my hart inpraat en sê, ek is hier en ek is almagtig. Die volgende ding wat God aan my openbaar deur middel van die skepping is, dat hy die ontzagwekkende skepper is. Dis Psalm 19 vers 2, die hemel vertel die eer van God. Daai eer is die Hebreëse woord kavod, die heerlikheid, die ontzagwekkendheid, die majestueusheid van God. En die uitspansel, die sterrennaghemel verkondig vir my die werk van sy hande. Wanneer ek hierdie goed raak sien, die hemele, die sterrehemel in hierdie Karoo nag, wanneer ek dit raak sien, dan is dit letters, dan is dit woorde waarmee God in my hart inpraat en sê, ek is 'n heerlike, ontzagwekkende God. Daardie sterrehemel verkondig vir my, ons is hier, want God het ons gemaak. Dan, God verkondig nie net dat hy bestaan, dat hy almagtig is, dat hy 'n ontzagwekkende skepper is nie. Hy verkondig ook deur middel van die skepping dat ek koning en wetgewer is. Romeine 2 vers 14 en 15. Wanneer die heidene wat geen wet het, nie die 10 gebooie het, nie die Bybel het, van nature die dinge van die wet doen, met ander woorde nie steel, nie wil egbreek pleeg nie, en wanneer dit gebeur, strawwe uitgedeel word, is hulle vir hulself 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan. God, deur sy openbaring, werk in elke mens se hart in, sodat jy weet wat reg en verkeerd is, en sodat jy weet, daar is 'n wetgewer en 'n koning voor wie ek verantwoordelik staan. En dan openbaar God ook deur die skepping, dat hy 'n God is wat goed is, vol liefde is, vol genade is. Handelinge 14 vers 7. God het homself nie onbetuig gelaat nie. Hy het getuienis van homself gegee, deur hier in die wêreld goed te doen. Hoe? Deur van die hemel af reën te gee, vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vul. Wanneer ek die reën sien, wanneer ek 'n goeie jaar sien waarin ons kan ploeg en plant en daar 'n goeie oes kom, wanneer ek kos op my bord sien, wanneer ek blydskap het, wanneer ek saam met my gesin eet, dan is al daardie goeders God se letters, God se woorde waarin hy in my hart inpraat en vir my sê, ek is hier, ek is almagtig, ek is die ontzagwekkende skepper, ek is koning en wetgewer, maar daarby is ek goed vir jou, ek is lief vir jou, ek is genadig oor jou. En dan openbaar hy ook deur die skepping dat ek die enigste God is. So wees lief vir my en aanbid my. Dit sien ons in Romeine 1 vers 20. Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. Daai woord wat Paulus daar gebruik sê, hy is 'n God wat aanbid moet word. So dit is wat God openbaar deur middel van sy skepping.
alles in die skepping en alles wat hier in die skepping gebeur is God se letters, God se woorde, waarmee God die inisiatief neem en in my hart inpraat en vir my sê, ek is hier, ek is 'n werklikheid, ek is almagtig, ek is die ontzagwekkende skepper, ek is koning en wetgewer, ek is goed en liefde en genadig, en ek is die enigste God wat jy moet lief hê en aanbid. Dit is wat God kommunikeer deur sy openbaring in en deur die skepping. Nou is die vraag, vir wie is hierdie openbaring bedoel? Wel, dit is bedoel vir net mooi alle mense. Die Khoisan mense in die Kalahari, die Eskimo's daar in Groenland, die Kelte en die Vikings en die Galliërs en die mense van die Wes-Europa en Noordwes-Europa uit wie ons afstam en die Mongole van Oos-Asië en die Chinese en die Japaneese, wel alle mense wêreldwyd ontvang hierdie openbaring deur middel van die skepping en onderhouding en regering. Dis vir alle mense bedoel. God praat met ieder en elke mens reg oor die wêreld, reg deur die geskiedenis, deur middel van sy skepping. En ons sien dit in Psalm 19 vers 4. God openbaar deur sy skepping en dan staan daar baie duidelik sonder woorde. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. En dan gaan dit nou oor daardie uitspansel en die werke van die Here se hande. Hulle openbaar en God openbaar deur middel van sy werke, sy skepingswerke, maar daardie skepingswerke se stem is onhoorbaar. Wat beteken dit? Wel, God het ons so geskep dat ons woordlose openbaring kan verstaan. Geen volk so onbeskaaf, geen oor so onbeskaaf of onbegaaf wat nie die taal kan verstaan nie. En so is hierdie woordlose openbaring van God deur sy skepping 'n universele openbaringstaal, 'n universele openbaringstaal. Dis 'n taal wat so duidelik na ons toe kom dat ons God duidelik kan verstaan, sê Romeine 1 vers 20. Hierdie is so belangrik. Hierdie is so belangrik. Deur middel van hierdie skepping wat soos letters en woorde om ons wemel, praat God in ons harte in. En hy sê, ek is hier. Ek is almagtig. Ek is die ontzagwekkende skepper. Ek is die koning en wetgewer. Ek is goed, ek is liefde, ek is genade. Ek is die enigste God, aanbid my en wees lief vir my. En dis 'n universele openbaringstaal, hierdie woorde en letters binne in die skepping. Wat sê dit vir ons? Wel, Romeine 1 vers 20 sê, God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word deur alle mense. En wat is dit? Sy ewige krag en sy goddelikheid, sê Paulus daar in Romeine 1 vers 20. Wat is die doel van hierdie openbaring? Sodat hulle geen verontskuldiging het. Daar is niemand nie. Nie die Viking in Noordwes-Europa nie, nie die Khoisan van die Kalahari nie, nie die Eskimo van Groenland nie, nie die Chinese en Japaneese van Oos-Asië nie. Niemand kan sê, ek het nie geweet nie. Want God se openbaring, deur middel van sy skepping, deur middel van die onderhouding van die skepping en die regering van die skepping, praat met alle mense. Nou, volgende week wil ons, as die Here wil, ingaan op wat maak ons met hierdie openbaring? Wat maak ons met die openbaring wat sê God bestaan? Die skepping openbaring, die openbaring deur middel van die skepping wat sê God bestaan, hy is almagtig, hy is die ontzagwekkende skepper, hy is koning en wetgewer, hy is goed, liefde en genade, hy is die enigste God wat aanbid moet word. Wat maak ons met daardie openbaring wat ieder en elke mens kan verstaan en in sy hart deurdring tot in sy hart en waarmee God in sy hart inpraat? Wat maak die ganse mensdom
daardie openbaring. Nou, as die Here wil, dan gaan ons volgende week dieper in op daardie vraag. Julle moet goed gaan en 'n lekker week verder hê.